Dis hy, ons is hier. Kan ek 'n goeiemôre sê aan al hierdie geliefdes wat hier by my sit? Kan ek iets hoor? Ja, prys sy kosbare naam. Halleluja. Vandag is dit die 12de Julie 2026. En ons wil graag met u praat uit 'n ander hoek uit. Ons gaan dit so 'n bietjie hartlik maak, ons gaan dit so 'n bietjie passievol maak. Ons gaan heeltemal uit 'n ander hoek uit vandag bedien. Net om die uniekheid en die baie spesiale moment wat Vader altyd kies in die lewe van sy volk tot nou toe, vir u uit te lig en u dit te laat ervaar. En die tema van môre is die weglopers van Vader Jahwe. Die weglopers van Vader Jahwe. En ek weet daar sit 'n vraagteken nou in jou hart, maar ons moet sommer vroeg begin. Eksodus 1. Ons lees met mekaar saam in Eksodus 1, verse 14. Maar kom ons gee net vir u 'n aanloop. Kom ons begin by vers 12. Dit gaan dalk vir u meer beteken. Vers 12 sê, maar hoe meer hulle verdruk is, en dit wat ek wil onderstreep, hoe meer hulle verdruk is. Het julle dit gelees? Het staan daar geskrywe. Hoe meer hulle verdruk is, wie is hulle? Dis Vader se volk. Wie het sy volk verdruk? Hierdie bedryf hier buite. Hierdie mengsel, hierdie ding. Het sy volk verdruk. Daar staan er geskrywe in die 14de vers, 12de vers. Maar hoe meer, hoor mooi, hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig. So hulle het nie al minder geword nie, nie soos wat ons nou doen nie. Ons word al hoe minder. Dis verkeerd om. Vader sê, hoe meer julle verdruk word, hoe meer moet julle vermenigvuldig. Hoekom? Want hy het 'n plan van die lewe. Daar sê hy. Kom ons lees saam. En hulle uitgebrei, sodat hulle bang geword het vir die kinders van Jakob. Maar dis die oomblik hierdie. Met ander woorde, ons vermenigvuldig nie net in getalle nie, ons vermenigvuldig in ons kennis oor wie ons is, wie ons Vader is, waarheen ons op pad is, sy beloftes en sy heerlikheid. Ons vermeerder daarin, en hoe meer dit gebeur, hoe meer begin hierdie span hier buitekant naalskou. Hulle is permanent op Dr. Mackenzie se Venoids. Hulle senuwees is op. Nou luister na die plan. Hoor nou wat sê hulle. Hoor nou. Dan sien u die nuwe Suid-Afrika vanmôre. Daarom het die Egiptenaars die kinders van Jakob met hardheid laat dien. Klink dit vir jou bekend? My genade, hy is so vars, hy kom nou net uit die oond uit. Kyk nou mooi. Dit gebeur vandag presies op dieselfde wyse. Dit niks verander nie. Niks. Nou goed, kom ons kyk. En hulle lewe verbitter deur swaar werk met klei en bakstene, deur allerlei werk in die landerye, al die werk wat hulle met hardheid deur hulle laat verrig het. Nou is ons daar. So wat sien ons? Hulle het vermenigvuldig en hulle het verbitterd geraak. So alles in die nuwe Suid-Afrika het vermenigvuldig. Maar jy volk wat hier sit, het verbitterd geword. Daar is hy. Nou, onthou jy die tema? Die weglopers van Vader Jahwe. Die heling van 'n volk begin wanneer Vader met sy weglopers begin. So wat ons vandag vir mekaar sê, ons is dus weglopers. Nou, ons het weggeloop uit die kerke uit. Ons het weg uit die NG en die hervormers en die doppers en apostolies en 33.000 of 3.000 ander
beskikbare opsies. Ons het net weggeloop. Wie het saam met my geloop? Kan ek die hande kry? Daar's hy. Ons het saam geloop, ons het weggeloop. Hoekom het ons weggeloop? Dis die vraag. So ons het weggeloop omdat Vader met ons begin werk. So Vader werk met sy weglopers. En hy het 'n groot plan met sy weglopers. So ons het uit Babylon uit weggeloop. En wat doen Vader met hierdie weglopers? Hy maak hulle 'n bassein. Hy maak hulle 'n trompetgeskal. Hy maak dat ons uitbundig raak oor ons weglopery. Is ons op dieselfde stasie? Dankie. Nou hoor hierdie. Met ander woorde, die bassein gaan daaroor oor 'n volk wat verwond is, man. Hier's 'n volk hier buite wat vertrap is. Sy is geboelie, sy is iets vreesliks. Daar is 124 wette met groot passie deur die parlement gevoer om jou te verhinder om te wees wie jy moet wees. En nou word ons verbitterd. Maar ek kom vanmôre met 'n passie in my hart om vir jou te sê, kyk 'n bietjie anders na jouself. Sien jouself as Vader se wegloper. Dis die passie. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Vader spreek hy spreek tot sy volk deur die monde van sy weglopers. Kan jy nie die prentjie sien nie? Die weglopers kom daar en sê, het jy geweet? Is dit nie? Dis hy. So Vader spreek deur die lippe of oor die lippe of met die lippe van sy weglopers. Dit beteken dat Vader begin om die volk te red. Nou kom ons kyk daarna. 'n Volk wat deur die tye heen verwoes, vertrap, belieg is in alle maniere. Dan kies hy sy weglopers met die hand om vir hom 'n trompet te wees, 'n bassein geklank oor hierdie volk van hom wat so verwoes en vertrap en verbrysel is. Kan jy nie saam met my opgewonde hier wees vanmôre deur net 'n oomblik te deel en te sê, my magtie, ek is daai wegloper van Vader Jahwe. Prys sy naam. Goed. Maar Vader sê, hier is leiers hierso wat my volk verlei het. Hy sê, julle, my weglopers, vertel vir hierdie volk, hoe is hulle mislei, hoe is hulle verlei, hoe is hulle vernietig. Vertel vir hulle, dat Psalm 83 het al die vyande gelys. Hierdie vyande is die nageslag van Abraham in die vlees, en weet jy wat staan daar geskrywe? Hulle sê, kom ons smee listige plan teen hierdie volk, en dan wis ons al uit dat aan hulle as 'n volk nooit weer gedink sal word nie. Daardie vyande is vandag nog passievol hier, man. Daarom kies Vader weglopers. Is hy nie bly nie? Waar kan ek 'n lekker applous kry vir die koning vanmôre? Ons is weglopers en ons is Vader Jahwe se weglopers. Ons loop agter geen mens aan nie. Ons sê halleluja, ek is 'n wegloper van Vader Jahwe. Man, hy weet wat jy daarmee bedoel. En Vader sê die weglopers moet hulle vertel dat die instellings en die institusies en die kerke en die organisasies wat hulle aan behoort het hulle binne 'n ideologie gebind wat niks met Vader Jahwe te maak het nie. Halleluja, dit beteken dat as 'n wegloper loop, dan loop hy weg van die instellings, hy loop weg van die kerke af, hy loop weg van al hierdie organisasies en hulle tekentjies en hulle obelisks en hulle torings en al, hy loop net.
Hoekom? Want binne in sy hart brand Vader Jahwe se oortuiging. Sy godheid is 'n vuur binne in sy siel, man. Nou kyk julle my vanmôre aan soos 'n koei na 'n nuwe hek. Wees tog 'n bietjie opgewonde daaroor. Ja, dankie vir daai floue. 'n volk is gedwing. Luister mooi, 'n volk is gedwing om dronk te word van die wyn van Babylon. En sy het gedink dis haar regmatige godsdiens. Hierdie wyn, skink nog 'n dop. Hierdie wyn van Babylon. Sy het nie geweet sy is dronk nie. Het sy? Nee, maar die weglopers sê, weet julle hoe besope is julle? Julle is gesyp, man. Julle is dronk. Kyk hoe lyk julle. Genade. Hoe? So, sonder die weglopers, wat 'n basyn is, 'n trompet, 'n luidspreker, weet die volk nie, hulle is dronk van die wyn van Babylon nie. So, jy weet nou hier by my sit en die wat na die materiaal sit en luister, asseblief, voel net hoe kosbaar is jy. Jy is 'n wegloper van Vader Jahwe. Hy het jou met die hand gekies om sy wegloper te wees. Prys sy kosbare naam. Nou kom ons kyk 'n bietjie verder. Vader Jahwe wil die volk tot heling bring. Hy het manne nodig. Hy het vroue nodig. Hy het jong mense nodig wat gaan staan en sê ons is die weglopers van Vader Jahwe. En hulle sê wat is verkeerd. Hulle sê. Hulle sê, kan ek 'n bietjie stout wees? Net so 'n bietjie. Right, hier kom hy. Hierdie volk is in water gedoop. Van dag 1 tot dag 0. Van daghout tot stokhout. Gedoop en gedoop en gedoop en gedoop. Het jy opgemerk, na al die dopery, het hierdie volk nie die volk geword wat Vader Jahwe vir hom uitverkies het nie. Het jy dit gesien? Ek weet jy gaan nie daarvan hou nie. Maar ons moet iets anders daarna kyk. Kom ons praat nog so 'n bietjie verder. Sê vir my, as ons al die nagmaalbroodjies op 'n hoop pak, hoe groot gaan hy wees wat hierdie volk al die jare geëet het? Okay, hoeveel liter wyn sal hier rond staan in groot massa tanks van al die wyn wat hulle gesip het by al die nagmale? En ek weet, ek gaan nou daar buite gaan hulle sê ek laster, maar ek sê vanmôre vir u, al hierdie meganiese rituele het hierdie volk nie die beminde volk van Vader Jahwe gemaak nie. Dis my punt. Bewys my verkeerd. Maar ons moet met mekaar praat. So Vader het 'n woord en hierdie woord hy sê ek gaan jou herstel. Let op, hy sê nie ek wil jou herstel nie, hy sê ek gaan jou herstel. Daar's 'n groot verskil. So hoe doen hy dit? Die oomblik van herstel vind plaas wanneer hy die weglopers afkamp. Hy haal hulle uit Babylon, hy haal hulle uit al hierdie instellings en institusies. Hy bring hulle eenkant en hy maak hulle daar staan. Wat begin hierdie ouens doen? Hulle begin vir die plek sê waar hulle vandaan kom. Jy's 'n vuil goed man, ons weet wie jy is. En hulle vertel die volk daarvan. En die volk begin hoor. Hoekom? Want jy sien, jy verstaan nie, Vader se woord is eg. Wanneer hy sê, as jy kyk, daar spreek Vader Jahwe, dat ek 'n honger in die land sal stuur. Nie 'n honger na brood en 'n dors na woord nie, maar 'n honger na my woord. En dan haal hy
weglopers uit en hy bedien vir hulle woord. En dan gaan hierdie weglopers terug na die volk toe, want hy gaan binne in die volk hierdie honger aktiveer. En dan is die volk honger vir die woord en die weglopers is klaar voorberei. Hulle is die brood uit die oond uit. Hulle bedien hom vars met 'n krag, met 'n majesteit, met 'n oortuiging in hulle harte en die volk word opgeraap binne in hierdie heerlike opwinding van 'n verkondigde ewige woord. Klink vir my alof julle Uber wil bel. U sien, Vader kies om die volk te heel. En dan gaan ons 'n vraagie vra vanmôre. Wie van julle wat vanmôre by my sit, wil nie as volk heeltemal genees wees nie? Wie van julle? Oei, nie geen hande nie. Met ander woorde, jy stem met my saam. Nou toe, kom ons vat die pad. Weglopers is die eerste teken van Vader se besluit om sy volk te heel. Hy wil hulle gesond maak. Het nie gehoor nie? Die weglopers is die eerste teken. Is dit reg? Daar's hy. So die weglopers, wanneer hulle sigbaar word, maak hulle Vader se bedoeling met sy volk sigbaar. Hulle sê, deur hulle teenwoordigheid, Vader Jahwe gaan sy volk herstel. En dis die passie van die oomblik, waarin ons moet opgaan. Nou, elke keer wanneer Vader Jahwe sy volk wil herstel, begin hy nie by die massas nie. Hy sê nie agra, kadabra, en dan staan die volk op nie. Hy het nog nooit so gewerk nie. Hy werk nie met die volk nie. Hy werk met 'n wegloper. Nou kom ons kyk. Die hele eerste wegloper wat ek van lees in die skrifte is Moses. Wegloper. Moses is 'n wegloper. Moet ek dit vir u verduidelik? Jy sien, hy het gesien, hier is 'n Egiptenaar wat sy naaste hardhandig hanteer. En iets gebeur met Moses terwyl van die wat nie weet nie, Moshe beteken seun. En hierdie seun weet nie hy's regtig 'n seun nie, maar iets in sy binnekant, hy word 'n wegloper sonder dat hy dit weet. En hy kyk hierdie Egiptenaar wat sy oë so naby aan mekaar sit soos 'n hongerkraai en hy stap daar na hom toe en hy pos hom. Hy gee hom 'n opstopper soos wat net 'n boerseun hom 'n opstopper kan gee en toe vrek die ding. Toe begrawe hy hom en toe weet almal en toe word hy 'n wegloper en hy loop weg tot by die braambos en wanneer hy by die braambos kom dan sê Vader vir hierdie wegloper, ek gaan jou terugstuur die kant toe want ek gaan my volk uit die hand van Farao verlos. Hy begin met 'n wegloper. Lekker om hieroor te praat. Nou goed. Hebreërs 11:27, jy hoef nie so intoe te blaai nie, luister maar, jy kan later. Hy het Egipte verlaat sonder om die koning te vrees. Hierdie ding is vir my mooi. In die oomblik toe ek dit raak lees, toe sien ek, my magtig. Ons het almal uit Babylon uitgeloop sonder om Babylon te vrees. Kom sê vir my, is dit waar of is dit nie waar nie? Ons het dood eenvoudig geloop, sonder vrees. Ons sê met jou is ons klaar. Wat 'n wonderlike vreugde, wat 'n passie. Vader Jahwe begin 'n magtige beweging deur sy weglopers. En jy moet regtig op hierdie oomblik vir my sê, is jy saam met my opgewonde, of wonder jy nou waar gaan ek heen? Wees saam met my opgewonde? Maar ek lees van nog 'n wegloper. Maar hierdie wegloper is 'n unieke voorbeeld vir jou en vir my. Hoekom? Want Gideon is 'n wegloper. Maar hy het nie weggeloop nie.
uit die Midianiete en die Filistyne, en hy het nie daarvan weggeloop nie. Hy het weggeloop uit sy eie vrees. Jy weet, hy steel, hulle het mos nou hulle koring elke jaar na oestyd in gerwe gebind, en dan los hulle die oes daar in gerwe, klaar, mooi netjies, en dan die kalleroes en die lammeroes en al die vee was mooi in krale, mooi genommer en gechap en elke ding, en dan as hulle hier op in die berge, want hulle daar bo in die berge vir hulle grotte en slote en goed gegrawe, en dan gaan bly hulle daar bo, dan sit hulle met hulle verkykers en hulle kyk hoe kom die Midianiete en die Egiptenare en die Filistyne, en hulle brand die plek af en hulle vat die oes en hulle vat die kalleroes en hulle gaan daarmee heen. Dan kom hulle af en dan begin hulle weer van voor af. Maar op 'n dag besluit Gideon, hy gaan sy eie koring steel. Pak hy die koringgerwe onder sy arms en hy bang, bang. En wat doen hy? Hy gaan klim binne in die parskyp, daar waar ons die druiwe uittrap. Hy klim binne in die parskyp. En hy het vir hom 'n klein lampie brand gemaak, dat hy daarom net kan sien, want hy moet die koring uitvryf vir sy huisgesin. En terwyl hy daar besig is, hierdie bang man, is die hele plek lig. Dit is asof hy sê, sit af die ligte, die vyand gaan my sien. En dan sê die boodskapper van Vader Jahwe, wees gegroet, dapper held. Hoekom? Hy's 'n wegloper. Maar ek sê dit vanmôre, wees gegroet, dapper helde en heldinne van Vader Jahwe. Ons het uit ons vrees uit weggeloop. Wie vrees nog vanmôre hier? As jy vrees, drink 'n grandpa voor breakfast, maar hou op om te vrees. Hou op om te vrees. Gaan oor in die blydskap van Vader se handeling. Kom ons kyk. Ek wil graag u vra om nog te kyk na wat het Vader gedoen en hoe belangrik is weglopers vir hom. Weet jy, al 12 sy disippels was weglopers. Gaan kyk. Hulle het hulle pa's en ma's nie eens gegroet nie, hulle net geloop. Die vrouens was kwaad, dink ek. Maar het weggeloop. En hierdie weglopers skud die hele planeet nog vanmôre met die krag en die heerlikheid van Vader Jahwe. So ek wil niks anders wees vanmôre as net 'n wegloper van Vader Jahwe. Ek is 'n wegloper. Kom ons kyk. Die finale oorblyfsel is altyd weglopers. Dis nie die massa nie. Hierdie finale oorblyfsel is altyd weglopers. Hulle het iets gehoor, hulle het iets nie met hulle ore gehoor nie. Want hulle was baie geraas gewees in Babylon in elk geval. Maar hulle het iets anders gehoor. Hulle het hier binne in die innerlike mens het hulle gehoor. Vader sê in Openbaring 18 vers 4, gaan uit haar uit my volk. En wat die weglopers hoor eerste. En as die weglopers hoor eerste en dan gaan hulle daar buitekant, dan sê hulle vir die volk, hey, Vader Jahwe sê, kom uit. Is dit nie so nie? Dis wat ons heeldag mee besig is, prys sy naam. Nou kom ons kyk verder, wat gebeur. Wegloper wees is die eerste tree, ek sê dit met groot ontzag, wat Vader gee in die genesingsproses van sy volk. En dit is hoe kosbaar dit is. Waarom moet 'n volk eers weglopers hê voor sy gesond kan word? Hoekom is dit so? Want Babylon het die volk se identiteit gesteel.
So die eerste ding wat die weglopers doen, hulle sê, weet julle wie's ons? Weet julle? Nee, vertel ons. Die wegloper vertel vir die volk, wie is hy? Wat anders is u mee besig heeldag? Dit is die passie. Wat sê hy? Jeremia 51:7, luister net, ek gaan hom net kort sê, die hele aarde is dronk gemaak. U hoor nie, Jeremia sê destyds, die hele aarde, dis nie die planeet nie, die ons wat op die aarde is dronk gemaak. Iemand het hulle dronk gemaak. Lukas 4, jy moet gaan lees, Lukas 4 sê, al die koninkryke van die aarde behoort aan die Satan. Dis dan ons maklik om te verstaan, dat die hele aarde is dronk gemaak. Maar binne in hierdie dronkenskap, staan Vader se weglopers op hulle voete. Hulle is so nugter, soos volgende week. Hulle is in passie, hulle is in oorgawe, en hulle is sonder vrees, prys sy naam. Hulle is sonder vrees. Hulle sê wat gesê moet word. Want 'n dronk volk kan nie sien nie. Kan 'n dronkaard sien? Nee. Hy roep 'n polisieman om die huis vas te hou, dat hy net die sleutel in die sleutelgat kan kry. Jy sien, 'n dronk volk kan nie sien nie. 'n dronk volk kan nie hoor nie. 'n dronk volk kan nie genees word nie. Ek praat nie van wyn nie, ek praat van die wyn van Babylon. Daar's 'n groot verskil. Nou goed, ons moet aanstap. Kom ons kyk na die tweede punt. Egipte het die volk se waardigheid het gebreek. Jy moet nou by my bly vanmôre asseblief. Ek weet dit is 'n bietjie lank en dit is langdradig en so meer, maar hier is verskriklik belangrik. Die Egiptenare het Vader se volk se waardigheid verbreek. Nou vra ek net vanmôre vir u, wat het in hierdie land gebeur? Hulle het hierdie klein volkie wat Vader geprofeteer het, se waardigheid gebreek in hierdie land. Maar God dank, hier is wat? Weglopers wat 'n bassein word. Hulle word 'n bassein geklank, 'n trompet geskal. Hulle sê, hulle kan nie jou waardigheid steel nie, want Vader Jahwe het jou waardig geskape. Kom ons spring na Sodom toe. Wat was Sodom? Wie was hulle? Wat het hulle gedoen? Wat het hulle gedoen dat Vader besluit het, hy gaan die plek brand, dat daar van hom niks oorbly nie. Wat het hulle daar gedoen? Ek wil dit nie lys nie, ek wil nie daaroor praat nie, dis 'n afgehandelde saak. Maar ek sê wragtig vir jou, Vader sê, daar gaan 'n dag kom, wat dit vir Sodom en Gomorra aan die oordeelsdag verdraagliker gaan wees, en ek skrik, want dit beteken dat hierdie volk is by 'n afskuwelike plek. Maar weet jy wat se wonder daarvan? Vader se weglopers. Die weglopers is hulle wat begin praat. Hulle doen hierdie ding. Hulle sê, hulle praat met die volk, terwyl sy in hierdie sodomiese, biljamiese vermenging besig is Vader besig om die vuur gereed te maak om hierdie plek te brand. Maar dan stuur hy die weglopers uit daai nes uit. En weet jy wat sê die weglopers? Hulle sê wat die engel vir Lot gesê het: gaan uit hierdie plek uit en moenie omkyk nie. Vlug vir jou lewe. Moenie omkyk nie. Moenie kommer nie. Die polisie is op datum. Ons kyk na die volgende punt. Die tempelstelsel het die geestelike erfenis van hierdie volk verduister. Is dit nuus?
Nie nuus nie. Die stelsel het hierdie volk se wat? Sy identiteit en alles verduister. Haar hele geestelike visie is gebou rondom 'n appel in die tuin en 'n Kersboom. Ek weet jy hou nie daarvan nie. Maar kom sê vir my, hoekom het jy geglo daar's 'n appel in die tuin gewees wat al die moeilikheid veroorsaak het? En hoe op aarde het jy nou gedink dat 'n Kersboom is 'n teken van ons losser se geboorte? Hoe in die ongeluk het ons by die plek aangekom? So die hele volk se geestelike visie is verduister. Ek moet aanroer, anders gaan ek nie vandag klaar kry nie. 'n Volk kan nie genees terwyl sy by die plek bly wat haar gewond het nie. 'n Volk kan nie genees as sy by die plek gehou word waar sy verwond is nie. Met ander woorde, sy moet daar uit. En net die weglopers kan dit doen. Nee, Vader doen dit deur die weglopers. Ag, en ek is so dankbaar dat in hierdie land word die weglopers al hoe meer prys sy kosbare naam. Dis 'n groot opgewondenheid waarin ons lewe. Ek sien tot daar die ou Engelse sê nou sit daar bo in Brittanje. Hulle wil nie meer. We don't want to be Englishmen anymore. We want to be British. Julle hoor nie wat gebeur nie. Dis weglopers. British beteken die rooi man. Snaaks die boere het hulle al lank al geïdentifiseer as rooi nekke, nee. Maar hier is hierdie ouens en hulle is in passie. En hulle is besig om die Egiptenare in die strate van Londen met die vuis by te kom. Hoekom? Want dis weglopers wat in aksie kom tot eer van sy kosbare naam. Hier gaan 'n groot verskywing op hierdie planeet plaasvind. En weet jy wat? Die boervolk se weglopers was eerste. Halleluja! Is dit nie kosbaar nie? Nou goed, kom ons kyk. Wanneer die leiers dronk is die volk ewe dronk. So daarom sê Vader vir Esegiel, praat 'n bietjie teen die herders van Israel. Vader sê vir hulle, ek het dit teen die herders van Israel. Het jy dit al raak gelees? Esegiel 34, gaan lees hom bietjie. Die manne het moeilikheid. 'n Volk wat in Babylon verwond is, vergeet wie sy is. Ag geliefdes, laat my toe, ek moet klaarmaak. Maar die weglopers is die geheue van die volk. So die weglopers maak die volk onthou wie hulle eintlik is. Die weglopers sê vir hulle eintlik, wie is hulle skepper? Wie is hulle losser? So die weglopers is eintlik wie? Dis Vader se manier hoe hy sê, die weglopers is julle geheue. Die weglopers maak julle onthou. Verstaan nie? Dan sê hy, Moses is die geheue van verlossing. Jy ken die verhaal, ek wil dit nie oor vertel nie. Moses verteenwoordig die geheue van verlossing. Kom ons kyk na die volgende ene. Elia is die geheue van Vader se getrouheid. Kan hy sommer op 'n dag vir Vader Jahwe sê, ek het alleen oorgebly en nou soek hulle ook nou my lewe. Nou sê Vader vir ons, luister asseblief, jy het nie alleen oorgebly nie, ek het 7000 onder my hand in bewaring gehou vir hierdie dag. En daardie wat hy onder sy hand in bewaring gehou het, is sy weglopers. Okay. Jesaja is die geheue van hoop. Wat sê Jesaja? Jesaja 10 sê, wat sê Jesaja? Die oorblyfsel, die weglopers, sal op Vader Jahwe steun. En u en ek vandag het niks anders nie.
Ons het nie Heidelbergse katekismes nie, ons het nie Nederlandse geloofsbelijdenis nie, ons het nie die Dordtse leerreëls nie, ons het eintlik niks. Nee, ons het alles. Wat het ons? Sê bietjie vir my, wat het ons? Ons steun op Vader Jahwe. Kan ek halleluja kry, prys hom? Ons steun net op hom alleen. Hoe kosbaar. Maar Paulus is die genade, hierdie man wat so gehaat word. En ek verstaan hoekom word hy gehaat. Hulle het 'n klomp goed wat hulle oor hom sê. Maar terwyl ek op hierdie materiaal is en terwyl hy vir my luister, sê net vir my, as Matthias nooit 'n apostel geword het, onthou Matthias is deur die 11 met die lot aangewys. Maar Matthias het nooit 'n apostel geword nie. En hulle sê Paulus is 'n valse apostel. Is dit reg? Hulle, wie hulle ook al is. Maar dit bring ons by Openbaring 21 se nuwe stad Jerusalem. Want die stad het 12 fondamente. En elke apostel se naam is op die fondamente. Dit beteken ons sit met 'n gebroke omstandigheid. As daar net 11 apostels is daar net 11 poorte. Nou gaan ons met mekaar beklei oor watter poort is uit. Is dit Benjamin wat uit is dit Ruben wat uit is dit Isaskar wat uit is dit Naftali wat uit? Wie is uit? Jy kan nie so 'n soort argument voer nie. Matthias het verdwyn van die toneel af. En die enigste persoon wat die kosmiese evangelie van die heerlikheid van Vader begin verkondig het, was Paulus. Hy is nommer 12. Die stad is volledig. Ons moet klaar kry met hierdie, hy is die geheue van hierdie wonder. Romeine 11 sê, die oorblyfsel is volgens die uitverkiesing. Dit beteken, die weglopers is volgens die uitverkiesing. Dis die passie. En ons loop hier rond en ons sê, ons moet klaar kry met ons sonde. Sonde is 'n ding wat jy kies. Jy hoef nie te kies om sondig te wees nie. Jy kan kies om heilig te wees, jy kan kies om 'n wegloper te wees, jy kan kies om vol te wees van die heerlikhede van Vader Jahwe. Wat wil jy met sonde maak? Kry klaar met die goed. Manne wat sê, hy het tot bekering gekom en hy het nou opgehou om sy vrou te slaan. Sies, dis nie 'n bekering nie. Hy het nou opgehou drink want hy wil 'n paar druppels van die nageslag bietjie wegbere. Sies man, dis nie bekering nie. Bekering is om vol te wees van die heerlikheid van Vader Jahwe. Dis die kosbaarheid van die oomblik. Nou, hoekom is die weglopers in groepies? En ek weet, ek loop nou op 'n baie dun ysie, maar okay, kom ek om. Maar die weglopers is skielik in groepies. En ek gaan met julle daaroor praat. Al die weglopers kom uit Babylon uit. Al die weglopers is uit die kerk uit. Al die weglopers kom uit die institusies uit. Maar al die weglopers is nie saam Vader se weglopers nie. Hulle is in groepies. Die vraag is, hoekom is hulle in groepies? Kom ek verduidelik. Eksodus 32 is vir 'n verhaal, want Aaron word gesê, maak vir ons 'n god. Bou vir ons 'n kalf. Ons het die kalf in Egipte ontbid en nou hierdie kalf meer hier, ons sien nie meer hierdie kalf nie. Ons het nodig om hierdie God te kan sien. Want die ene waarmee Moses besig is, kan ons sien en hy gee ook weet ook nie eens of hy ooit weer gaan terugkom nie. Maak vir ons 'n God wat ons kan sien. En ek sê dit met 'n hartseer, maar ook met groot respek in my hart, want al hierdie groepe het elkeen vir hom 'n god loop maak. Hulle sê hulle aanbid Vader Jahwe, maar hulle sê as jy Saterdag nie Sabbat nie, as jy in jou kanon en jy gaan nie koninkryk toe nie en alles. Ek wil die lys nie so lank maak nie, maar dit is verstommend hoe hierdie weglopers van Vader
deur iets georganiseer is om in 'n verdeeldheid te gaan. En volgens Matteus 12:25 sê hy, 'n huis of 'n koninkryk wat in homself verdeeld is gedoem om vernietig te word. Jy kan nie sien dat vaders weglopers word deur die koninkryke van die Satan georganiseer om in 'n verdeeldheid te wees sodat hulle vernietig kan word nie. Vader Jahwe se weglopers is heilig. Hy het hulle elkeen met die naam geroep. Hy het elkeen 'n keer persoonlik aangeraak. Hy het in hulle siele ingepraat. Jy is myne. Hoe op aarde kan ons in so 'n verdeeldheid wees en sê ons aanbid Vader Jahwe? Sê vanmôre vir my, sal Vader wat Gees is, wat die totale autoriteit van die totale heelal is, sy eie huis in verdeeldheid organiseer? Dis nie moontlik nie. Nou goed. 1 Korintiërs 1:12 sê, ek is van Paulus. En die ander een sê, ek is van Apollos. So dis nie 'n nuwe verskynsel nie, nie waar nie. So die Satan het lankal geweet, daar gaan weglopers opstaan, en as hulle opstaan, gaan ons hulle verdeel. Dis die plan. Nou waar is Vader Jahwe? In jou man. Jy moet jou nie laat verdeel nie. Jy moet die wat saam met jou weggeloop het, lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Want hierdie twee gebooie is gelykwaardig en gelyk aan die groot gebod. Verstaan jy hierdie oefening? Nou prys sy kosbare naam dan daarvoor. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Die vyand sal hom ten doel stel om die weglopers te verdeel. Jy vat 'n ou se trompet en dan vat jy 'n oorhamer en dan gaan jy in die aambeeld toe. Dan sit jy die trompet se dun nekkie op die aambeeld. Dan timmer jy sy nekkie toe dat daar nie 'n liggie deur hom kan gaan nie. Weet jy wat is dit? Dis hulle poging om die weglopers, wat die trompet is, wat die bassein is, te knyp, dat niemand hulle stem kan hoor nie. Dis wat in hierdie land aan die gang is. En hulle doen dit met partyskappe. Okay. Weglopers is die heling van 'n volk se toekoms. So hierdie een is 'n lekker een, kom ons praat gou-gou daaroor. Die weglopers is die heling van 'n volk se toekoms. Kom ons kyk. Wanneer die weglopers opstaan, begin die genesing van die volk. Ek gaan 'n paar puntjies aanraak. En die eerste is, weglopers bring lig. Want wie is dit nie die lig wat aan jou en aan my kom raak het nie? Het Vader nie in ons wat weglopers is, die lig brand gemaak nie? Het hy? Wow. So, die heling begin wanneer die lig sigbaar word. So Vader is lig. So wat doen die weglopers? Hulle vat die lig na die volk toe. Dis reg. Wat 'n fantastiese, wonderlike, gekose heerlikheid. Wat ons het gedink dit gaan ons nooit toeval nie, maar dit het. Nou kom ons kyk. Weglopers bring waarheid. Ek hou van hierdie een. Want jy moet nou kyk wat doen die weglopers hier buite. Hulle raas oor die kerke en die instellings ensovoorts. Hulle raas daaroor. Met ander woorde, hulle vat waarheid na die volk toe. Is dit reg? My genade. Wat 'n heerlikheid. Hulle sê, Johannes 8 vers 32, hulle sê, luister, die waarheid gaan julle vrymaak. Die waarheid gaan julle vrymaak. Wat 'n fantastiese woord wat na ons toe kom. Weglopers bring identiteit. Kan jy nou glo? Ons is heeldag en aandag besig om hierdie
ouderling met sy stywe nek te sê, luister, weet jy wie is jy? Ja, wie is jy? Hy sê ek is Gerhardus Stoffulus van Stotengaring. Nee, dis nie wat ek vra nie. Ek vra, wie is jy? Hy sê, ek is 1.75 en ek weeg 80 kilogram en ek dra nommer 8 skoen. Nee, dis nie wat ek wil weet nie. Ek wil weet jy wie is jy? Kan ek vir jou sê, ja sê maar, jy is 'n uitverkorene van Vader Jahwe. Dis wie jy is. En dan word hierdie ou, hy sê, dink jy so? Nee, ek weet so. Ons het 'n oortuiging, ons is vreesloos, ons is passie, ons dra liefde, soos 'n wat? Soos 'n brandende vuur. Sonder vrees. Dit is kosbaar. Die weglopers bring hoop, Jesaja 61:4. Weet jy wat doen hierdie weglopers? Hy staan in die skrif, hulle sal die verwoeste plekke weer bou. Wat is die verwoeste plekke? Die heiligdomme van hierdie volk, die ou paaie, die mooi dinge, die weglopers sê, ons moet teruggaan na die ou paaie toe. Sê julle nie so nie? Sê julle nie so nie? As jy ons almal so fantasties. Met ander woorde, die oorblyfsel, die weglopers sê kom ons gaan terug en ons bou weer die verwoeste plekke. Dis wat in jou hart brand. Dis wat jy lankal in jou alleenheid saam met Vader gekies het. Ons moet die plek bou tot eer van u naam. Sê u nie so nie? Kom praat met my nou toe. Dan is ons mos nou by die regte plek. Maar weglopers bring heling. Psalm 147 vers 3. Wat staan daar geskrywe? Hy genees die harte van die gebrokenes. En wat doen hierdie weglopers anders as dit? Hulle bring hierdie volwaardigheid, hierdie passie, hierdie oorlopende vreugde van oorwinning, bring hulle die kant toe na hierdie gebroke volk toe, en hierdie oë van hierdie volk begin blink. Sê, is dit regtig so? Ja man, dis regtig so. Die woord is vas, Vader is onveranderlik. Weglopers het die stem van die herder gehoor. Mag ek dit net weer herhaal? Die weglopers het die stem van die herder gehoor. Dis hoekom hulle weggeloop het. U is nie kwaad vir die kerk nie, u is nie kwaad vir Piet Pompies nie, u is nie kwaad vir. U het die stem van die herder gehoor. Kom ons gee aan hom die eer. Net en sê, Filemon het my kwaad gemaak, dis hoekom ek geloop het. Nee, ek het geloop, want ek het die stem van my geliefde herder gehoor. Dis hoekom ek loop, en ek het weggeloop, om nooit weer terug te keer nie. Dit is die passie. Die heling van die volk sal deur Vader se handeling plaasvind. En sy handeling is sy weglopers, wat hy oprig, wat hy genees, wat hy seën, wat hy koester, waarin hy die verborgenheid oopbreek, waarin hy die sluiers van bedekking aftrek, sodat hulle die toekoms kan sien, sodat hulle hierdie volk kan toelig oor die heerlikheid wat aankom, en prys sy kosbare naam. Ek maak klaar. So spreek Vader Jahwe. Ekskuus, hy het dit nie gesê nie, ek sê dit in my passie. Ek sal die wyn van Babylon laat opdroog, kan ek halleluja kry. Ja, hy sal die wyn van Babylon laat opdroog. Weet jy wat gaan hy nog doen? Hy sê, soos julle hierdie tempel aanskou, sal jy hom nooit weer aanskou nie, want dan gaan hom afbreek, dat daar nie twee stene op mekaar staan nie. In hierdie land en oral waar Jakob is,
sal Vader die instellings laat afbreek, hulle sal nooit weer gesien word nie, prys sy kosbare naam. En hoor hierdie ene, die wêreld, nie die planeet nie, die wêreld, gaan struikel en val. Maar my weglopers sal bly staan voor my aangesig. Dis die kosbaarheid van die oomblik. Vat hom huis toe. Dus, die weglopers is die teken dat die koninkrykssaak nooit tot struikeling gebring kan word nie. Applaus vir die koning! Prys sy naam. Ek dank u.